uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Nou ek het 'n redelike mondvol versies wat ek graag met u wil lees. Dis natuurlik vir die konteks. En as tyd dit toelaat en ons sop nie gaan verkoel nie, dan wil ek graag vir 'n oomblik by Romeine 8 ook net vir 'n oomblik stil staan. En as u dan as voetnota u self kan herinner vir nagereg vanaand, Efesiërs hoofstuk 4. Maar ja, kom ons begin dan so saam uit die boek 1 Korintiërs hoofstuk 12 en ek gaan die eerste paar verse redelik vinnig met u deurwerk. Maar ek wil hê dat u klem moet lê op waar daar nou vanaand gepraat word van die Gees. Want u sien, tydens die skryf van hierdie brief, en ons weet natuurlik Paulus, ons groot vriend Paulus, het hierdie boek geskrywe, ons weet as gemeente, wie het hom onderrig. En Paulus is tans besig om in Korintiërs die gemeente te onderrig aangaande die Heilige Gees. En daarom wil ek ook hê dat ons vanaand, want hierdie brief is geskryf na die uitstorting van die Gees. So hierdie brief is absoluut net so ook van toepassing op ons, alhoewel ons moet onderskeid tref, wanneer ons 1 Korintiërs 12 lees, 1 Korintiërs 13, wat u nou weet, die liefdeshoofstuk is, die hoofstuk is wat vir ons beklemtoon, dat sekere werke van die Gees verby sal gaan, en ander werke van die Gees word eintlik versterk, waar Paulus baie duidelik selfs in sy tyd kom en sê, die tyd van tale sal verbygaan, maar die liefde. Maar ons gaan nie vanaand oor die liefde praat nie. Ons wil vanaand 'n bietjie kyk na die Heilige Gees en sy werking en hoe daardie werking dan natuurlik vanaand op ons van toepassing is. Maar voor ek begin, wil ek tog vir u vra, ons reeks boodskappe hier moet vir ons nader aan die Here bring. Ons reeks boodskappe hier van die Heilige Gees moet ons inspireer tot 'n groter invulling van die Heilige Gees. Hierdie reeks is nie bedoel om jou aan te maan en om jou een kant toe te stoot na 'n hoekie toe en sê, jy's nie goed genoeg nie. Waarom? Hierdie reeks se doel is nie 'n klein sweepie of 'n kats wat vir jou nou tugtig nie. Die doel, die uitsluitlike doel van hierdie reeks is om vir ons te sê, en nou sluit ek myself in, luister, wanneer ek sukkel, wanneer dit met my moeilik gaan, wanneer ek nie verstaan nie, daar is 'n Gees van die lewende God op die planeet, wat my kan en my wil bystaan. Daar is 'n God op hierdie aarde uitgestort met 'n uitsluitlike doel om die mens behulpsaam te wees in sy tye van nood. Wanneer ons hier by die kerk kom en ons kom agter, maar ek voldoen nie, ek sukkel, ek wil ook. Dis waarvoor hierdie reeks is, dat ons kan besef, ons is nie alleen nie, dat ons kan besef, ons kan bemoedig word. Ons kan mekaar bemoedig deur sy Gees, ons kan versterk word met hierdie Gees, en ons kan bemoedig word met hierdie Gees. Hierdie doel van hierdie reeks boodskappe is nie om 'n mens te wys, joh, kyk hoe hulpeloos is jy nie, kyk hoe sleg is jy nie. Dis juis die doel dat ons besef, ons kry nie reg nie. En daarom benodig ons hierdie invullings. So kom ons luister saam, 1 Korintiërs hoofstuk 12, vanaf vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur
Die Heilige Gees. Net in kort, enige mens wat Christus uit die prentjie uitskuif, sê hierdie gedeelte is 'n vervloeking. Christus Jesus kan nie afsonderlik gedien word sonder die Vader, sonder die Gees nie. En niemand kan die Vader en die Gees bedien sonder Christus nie. En alleenlik as iemand Jesus Christus op hierdie planeet voorhou, kan hy dit nie doen sonder die werking van die Heilige Gees nie. Dis wat hy promoveer, dis wat hy duidelik probeer stel in 1 Korintiërs. Nou kom ons kyk vers 4. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Net in kort gaan ek vir u van hierdie gedeelte sê, as die Bybel hierdie gedeelte beskryf, dan praat hy nou van die Heilige Gees wat dit werk. Hy praat van die Gees wat hierdie gawes gee, en ek weet nie of u dit al gemerk het nie, maar geen twee mense het eintlik dieselfde gawe nie. Jy kan selfs twee fantastiese dominees hê, maar hulle preek nie dieselfde nie. Jy kan 'n tweeling hê, maar hulle doen nie dieselfde nie. Die Gees gee soos hy wil. En vriende, kan God 'n fout maak? Nee, stellig nie. Nou kom ons kyk wat sê vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog wat op wat nuttig is. Het u geweet, en ek wonder as ek dit op 'n maklike manier kan verduidelik. As jy dalk in die woestyn gebore is, en jy het 'n woestynbediening, en jy moet deur moeilike dae gaan en soms water soek onder die sand, en jy moet soms deur sandstorms beweeg, en jy moet soms op plekke kom waar jy afhanklik is van die son en die sterre verrigting. Dink jy dit sal handig wees as die Gees vir jou die vermoë gee om 'n boot te ry? 'n skieper, of om 'n kompas van 'n boot reg te hanteer, maar jy het nie een nie. Sal daai gawe nuttig wees? Ek dink nie so nie. Jy sal 'n ander stel gawes van die Gees wil hê. Jy sal 'n ander stel identiteit wil hê. Nou so, vriende, ken God sy kinders. Sal God jou 'n gawe gee wat buite jou raamwerk is? Sal God aan jou iets gee wat voor sy tyd of voor sy plek is? Want die Bybel sê, hy deel net uit wat nuttig is. Met ander woorde, God gaan jou met sy Gees bekragtig, hy gaan vir jou iets gee wat jy kan gebruik of mag gebruik, of graag wil gebruik. Iets wat tot voordeel is. Kyk, nou, wie se voordeel dink u? Dink jy die Heilige Gees deel gawes uit en jy gaan verryk en ryk word daardeur? Of gaan dit tot voordeel van die Vader, Seun en Gees wees? Ek ken mense persoonlik, wat ek oortuig is, sekere gawes van die Heilige Gees ontvang het, wat ek nie kan verklaar met my mond nie. En hulle gebruik daardie gawes in die evangelies gereformeerde kerk. Ek het al gesien hoe hulle daardie gawes toepas in die evangelies gereformeerde kerk. En baie mense bewonder hulle, maar hulle verstaan nie waar daardie persoon daardie gawe ontvang het nie. Want daardie gawe kom van die Heilige Gees. Vers 8. Want aan die een word die Gees 'n woord van wysheid gegee, word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. En aan 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. En aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. En aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. En aan 'n ander werkinge van kragte.
en 'n ander profeseë en 'n ander 'n onderskeiding van geeste, aan 'n ander anderhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos jy vra, soos hy wil. Dink jy ons moet die Heilige Gees vra vir ons wil of sy wil? Dink jy ons moet na die Heilige Gees toe gaan en sê, ek dink, aangesien ek 'n dominee gaan word, dink ek, moet ek dalk net die gawe van genesing vra. Dit sal dalk goed by my pas. Of dink u, 'n mens moet die Heilige Gees nader en hom vra, of hy vir jou wil gee wat hy dink nuttig sal wees vir die koninkryk van God. Baie mense kom en dan benader hulle die saak van hoe hulle self sien, waar hulle self sien. En vriende, dan dink ek maak 'n mens een van sy grootste foute. Wanneer ons vir die Here wil sê wat ons bereid is om te doen. En as ons bereid is om daardie afdeling te doen, dan moet die Here sy Gees stuur en ons in staat stel om dit te doen. Nou vriende, dink u dis hoe God werk? Dink jy kan by 'n besigheid kom en aansoek doen vir 'n werk en dan sê vir hulle wat jou job description is en wat jy gaan doen en hoe jy dit gaan doen en van hoe laat af jy bereid is om te doen en vir hoeveel jy dit gaan doen. Nou as 'n baas jou nie gaan aanvaar so nie en as geen mens jou op daardie terme gaan aanstel nie, dan dink ek nie ons moet dit met God doen nie. En dan kan ek nou vir u sê, wie het dit al gedoen? O, is dit nou net ek? Het u dit nog nie gedoen nie? Het ons nie almal al na God toe gekom met voorwaardes en maniere waar ons vir hom wil sê, Here, maar ek dink, u moet die Gees stuur en vir my hierdie, of daardie, of die volgende gawe, want ek dink. Vriende, kan ons in die toekoms insien? Ek weet nie wat oor 30 sekondes gaan gebeur nie. God weet alles. God weet wat môreoggend 8 uur gaan gebeur. God weet wie in ons gemeente eerste in 'n kus gaan afsak. God weet alles. En omdat hy alles weet, dink jy nie dat ons onsself by hom moet plaas en sê, Here God, wil u nie u Gees stuur en in my gee wat nuttig vir u sal wees nie. Dis dit altyd lekker. Ek wonder, maar ek wil vir u sê, om onder die vervulling van die Heilige Gees die werk van God te doen. God sê, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Dis die Heilige Gees wat 'n vrou in 'n huwelik soms die instaatstelling gee om die regte ding te doen. Dis die Heilige Gees wat mense in staat stel, en ek wil vir julle sê, die Gees van God lei kinders op maniere wat ons nooit sal oorvertel nie. Net vandag hoor ek die woorde, dit voel of die Here nie meer hier is nie. Dit voel of die Here nie meer sy seun gee nie. En vriende, wat dink jy sê 'n mens vir so 'n mens? Kan dit waar wees? Ek kan verstaan dat iemand so voel. Ek kan selfs verstaan as u so voel. Maar as die Bybel sê die Heilige Gees gee, dink u nie dis tyd dat ons dalk aanmeld om te ontvang nie? Ons wil of sy wil? Nou eintlik was ek vanaand op pad na vers 12 toe en aan, maar ek wou daarom net die eerste deel in konteks gee, dat ons verstaan wat Paulus sê. Nou kom ons kyk. Want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam, so ook Christus. Ek dink ek het dit dalk te vinnig gelees.
Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Wat beteken dit? Is ons nie baie hier vanaand nie? Is ons nie almal dan deel van die liggaam nie? Het ons almal dieselfde gawes? Het ons almal dieselfde talente? Vers 13, want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam. Ons liggaam vanaand is nie volkome nie. Almal is nie hier nie. Almal van hierdie liggaam is nie teenwoordig nie. Want die liggaam is groot. En daar is afsonderlike dele, maar wie kan vir my sê, watter deel van jou liggaam is nie belangrik nie? Want ons almal weet dit. En ons weet nou al almal die storie gehoor van die liggaamsdele wat met mekaar redeneer oor wie die belangrikste is. Die mond en die maag en die oë en die nek en die voete. Maar as een van daardie moetswillig en aspres raak, dan lei die hele liggaam. Ek dink dis net met mans waar dit nie so erg is nie, want as die hare moetswillig raak, dan gaan ons aan. Hulle gaan net terug of hulle raak weg of hulle verander van kleur. Maar ons, dit het 'n effek. Wanneer die liggaam skade ly, het dit 'n effek. Dink u ons gemeente is op die plek waar hy moet wees of kan wees, as ons almal in ag neem met ons verskillende gawes en talente? Dink jy ons kan God beter dien, as ons hom saam dien, of as ons hom afsonderlik dien? Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of ons Grieke is, of ons slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Voel u vanaand deurdronge deur daardie selfde Gees? Want as u vanaand hier uitloop, is dit my diepste begeerte dat u vanaand deurdronge sal wees. My diepste begeerte is dat wanneer u vanaand by die deur uitloop, nie vervul is met die lekker sop nie, maar dat u deurdronge sal wees met die Gees van God. Vriende, ons kom nie hiernatoe om te hoor nostalgies van die Heilige Gees en te hoop eendag is ons goed genoeg nie. As jy sondevergifnis ontvang het, omdat jy jou hand opgesteek het en gesê het, Here, ek is jammer, sê God, sal hy sy Gees stuur, en daardie Gees wil ons doop in een liggaam, daardie Gees wil ons doop, en daai selfde Gees wil ons bekragtig. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie? Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? Vers 17. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? En as dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede van die liggaam gestel, soos ek wil, hy gewil het. God het in Helderberg gemeente, in Strand, in Somerset Wes en omliggende gedeeltes, het God 'n liggaam tot stand geroep met die naam van die Evangelies Gereformeerde Kerk. En binne in daardie liggaam het God lede geplaas. En daardie lede het nie net onwillekeurig hier opgedaag nie, van hulle het lidmate geword, van hulle was stigterslede. God het 'n groep mense saamgeroep om wat te doen? Om 'n spesifieke taak te doen, op 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke doel. Wat is daardie doel? Wat is die doel waarom God 'n liggaam op aarde wil hê om te doen met die krag van sy Gees?
Wat is God se begeerte vanaand? Dat iemand hier uitloop, kop onderste bo en sê, ek is nie waardig nie. Ek kan nie meer nie. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Is dit God se doel vanaand? Is dit die doel van die uitstorting van die Heilige Gees om 'n wortel voor mense se neuse te hou sodat hulle nooit daarby kan uitkom nie? Om ons te laat rondhardloop in 'n malle gejaag en heeltyd en altyd net te voel ek is nooit goed genoeg nie. Ek kan dit nooit bereik nie. Die Gees het 'n liggaam hier bymekaar geroep. Vers 19 sê, as almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik, want die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met 'n oorvloedige eer. Nou ons hoef seker nog nie baie daaroor uit te wy nie. Maar ons het gemerk dat meeste mense klere dra. Ons het gemerk dat sekere liggaamsdele maak ons toe. Is daardie liggaamsdeel minder belangrik? Nee, stellig nie. Vriende, so in hierdie gemeente gaan daar dinge wees wat mense nie weet nie. Daar gaan by elke gemeente lede wees wat aksies verrig wat niemand van weet nie. En dan kry mens by ander gemeentes mense wat niks doen nie. Dink u, God het u na hierdie gemeente toe gelok om vir jou te sê jy is niks werd? Of om vir jou te sê ek het jou nie nodig nie? Of dink jy het jou juis hiernatoe geroep om vir jou te sê ek wil jou gebruik op my manier. Ek wil jou in staat stel op my manier. En net so het ons die onsienlike lede oorvloediglik suurlikheid, vers 24. Terwyl ons suurlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan al die misdeelde lid oorvloedige eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Ek dink ek het nou by die kruks van die saak gekom. Kan u sien dat na die uitstorting van die Heilige Gees, Paulus vir die Korinte gemeente skryf en sê, luister, julle moet soos een wees. Julle is een liggaam, alhoewel julle afsonderlike lede is. Kan die liggaam sonder sy ander ledemate effektief funksioneer? Nee. En God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels. Nou, al die apostels kan seker hulle hande opsteek. En tweede die profete. En derde die leraars. En daarna kragte. Daarna genadegawes van gesondmaking. Helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie en almal nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle nog 'n uitnemender weg. Paulus draai nie doekies om nie. Waaroor praat hy in die hele hoofstuk sover? Niks anders as geesvervulling nie. Niks anders as werking van die Heilige Gees in die geredde kind van God se hart nie. Nou ons weet, Paulus werk nou op na die liefde toe. Ek het sekerlik nie nodig om u te herinner aan die groot gebod nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
dit wil vir my voorkom asof Christus die naaste liefde baie naby sit aan redding. Hy sit dit baie naby aan iemand wat sy naaste lief het, dat daardie persoon God se gebooie gehoorsaam. Dit voel vir my, as ek 1 Korintiërs 12 lees, dan kom Paulus en hy werk hierdie groot aksie van die werking van die Heilige Gees, en hy bring dit terug na die tweede deel van die eerste gebod toe, die groot gebod, dat jy jou naaste moet lief hê. Nou as ons hier as gemeente by mekaar kom en ons vra vir mekaar, hoe gaan ons funksioneer onder die werking van die Heilige Gees, sodat ons God kan verheerlik deur dit wat nuttig is volgens my of volgens hom? Wat moet ons toelaat? Wat is die toelating? Wat is die vereiste? Nou, jy weet, ek het hierdie reeks dienste begin, en ek het vir jy gesê, God se Vaderhart het begin, en daar was hierdie uitstorting, eerstens het die wet gekom natuurlik daar in Exodus, en ons weet later was Pinksterdag, maar wat was die doel? Wat was die rede? Die mens moes heeltyd gaan en homself voorberei om die wet te ontvang, voorberei om die Gees te ontvang. En daarom in ons kerk gebruik ons baie keer die term, en mense misversta soms hierdie term, die gawe van heiligmaking is vir ons een van ons 4 pilare, wedergeboorte, heiligmaking, goddelike genesing en die wederkoms. Kan u sien, daar is 'n duidelike verskil tussen wedergeboorte en heiligmaking, alhoewel hierdie 2 dinge gelyktydig moet plaasvind. Dit gebeur saam, is een eenmalig en kan nooit weer herhaal word nie. En die tweede, die pad van heiligmaking is 'n konstante vervulling, invulling van die Gees van God, wat ons in staat stel om as een liggaam te funksioneer, wat nuttig is tot God die Vader. Nog altyd die gebod, nog altyd die wet. Ek wil nou met die tyd tot ons beskikking na Romeine hoofstuk 8 toe gaan. En ek wil weer, jy moet vir 'n oomblik nou, jy moet nou besef natuurlik, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is ons 4 evangelies, en dan kom die boek Handelinge wat Lukas beskryf, van die werking van die Heilige Gees, na die uitstorting van die Heilige Gees, en alles wat gebeur het in die kerkgeskiedenis. En dan kom ons by hierdie boek Romeine. En in Romeine 8, kom ons agter, terwyl die vertaler skryf daar in die nuwe lewe onder die genade, die Gees van heiligheid en die aanneming as kinders. Ek wil vanaand vir u net 'n bietjie kom bemoedig. Ek wil hê u moet kom sien uit Romeine 8 uit wat die Heilige Gees wil doen, wat hy kan doen en hoe hy optree. Hoe hy ons help. Kom ons lees saam uit Romeine hoofstuk 8 en lê klem vir my saam waar ons die Gees sien, dat ons besef, dit is die werking en dit is die taak van daardie Gees. En vriende, ek wil dit net herhaal dalk vir 'n laaste keer vanaand. Waarom is ons hier? Ons is hier om te besef, dis wat ons nodig het. Ons is hier om te besef, voor ons vanaand by daai deur uitloop, kan elkeen van ons wat hier sit, deurdronge wees met die Gees van God. Daar is geen uitsondering nie. Die Gees sal aan elkeen gee wat jy vra of wat jy nodig het. En vriende, dink jy nie dis belangriker dat ons ontvang wat ons nodig het, wat nuttig is, as wat ons ontvang wat ons wil hê? Kom ons luister na Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Sonder vergifnis. Sonder vergifnis is toegepas op mense wat Gees vervuld is. Vers 2. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Het jy geweet
dat as jy sê jy's 'n kind van God, is jy vrygemaak van die sonde van die dood? Het jy geweet dat jy nie sal sterwe tot in ewigheid nie? Wanneer? Die tweede dood? As jy weergebore is, sal jy die doderyk, sal jy die hel nie sien nie. Ons is vrygemaak. Wanneer het ons dit ontvang? By wedergeboorte. Toe die Gees van God jou kom vul het, toe het hy jou gered van die hel. Hy het jou gered van die voorpoorte van die hel, wat ons weet natuurlik die afwagtingsplek is. Wie's vandag in die hel? Ons almal weet, ons kaart staan so mooi daarop. Wie's vandag in die hel? Niemand nie. So as iemand sê hy was in die hel, dan is hy 'n leenaar. Daar is mense in die voorpoorte van die hel. Kom ons gaan voort, vers 3. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was, deur die vlees, deur sy eie seun, in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Wat sê dit? Jezus het op die kruis sonde geword. Hy het u en my vermenigvuldigde sondes op homself geneem. Dis wat hy kom doen het. En hy het dit kom doen geestelik, nee vriende, fisies, in die vlees het hy aan daardie kruishout gaan hang, sodat die reg van die wet vervul kon word, en ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou wat gebeur nou? Hoekom het dit plaasgevind? Want daar is mense wat gered word. Daarom is Christus gekruisig. Hy het gesterf aan die kruis, en hy het ons sondes op hom geneem. Nou vra ek u, kan Christus nou weer gekruisig word vir ons? Kan ons nou weer verlore gaan? Moet hy nou weer aan die kruis gaan sterf, as jy weer tot bekering kom? Nee, stellig nie, dis onmoontlik. Christus kan nie 2 keer betaal nie. Hy kan eenmaal betaal. Maar nou sê die Bybel, en dis waar ons vanaand bemoedig moet word. Ons word vrygekoop. Wanneer? By bekering. En wanneer die Gees van God in ons harte woning maak by bekering, dan bring hy sy volheid. En ons moet net vervul word op 'n gereelde basis. Ons gaan nie weer verlore nie, maar hoeveel mense is daar wat kragteloos werk? Wat moedeloos word? Wat uitgeput is? Want ons is nie op die plek waar hy vir ons kan invul nie. Daarom is die onderlinge byeenkomste so belangrik. Daarom is dit so belangrik om by mede-Christene te kom. Waarom sê die Bybel, meng jou met die semels en vreet die varke jou op? Waarom? Want ons moet mekaar bemoedig. Hy het sy Gees gegee sodat ons bemoedig kan word, dat ons bekragtig kan word. Vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink die vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, die geestelike dinge. As jy gered is en jy is vervul met die Heilige Gees en jy het nog nie teruggeval nie, waarmee is jy besig? Geestelike dinge. En wat gebeur as jy met geestelike dinge besig is? Die Gees van God kom, vervul jou. Stel jou in staat om meer en meer. Daarom noem ons dit 'n pad van heiligmaking. Dis 'n pad wat ons daagliks bewandel. Maar as jy jouself bevind op 'n plek waar vers 6 vandaan kom, hy sê, want die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is die lewe en vrede. Ons kan baie duidelik sien dat daar nou 'n verskil gemaak word in die boek Romeine, en hier word die verskil getref, dat hulle wat geestelik is, geestelike dinge doen, en hulle wat vleeslik is, vleeslike dinge doen. En al verskil tussen die twee, hierdie is reg, hierdie is verkeerd. Hierdie klomp gaan dood, hierdie klomp gaan nie dood nie. Waarom gaan hulle nie dood nie? Want hulle is vervul met die Gees van God. Maar as u vanaand hier sit en jy bevind jouself op 'n plek en sê, Dominee, ek hou van al die goed wat jy sê is mooi, maar as ek myself moet eerlik wees, ek is lief vir sonde. As ek myself moet eerlik wees, ek het 'n privaat plek op my foon waar niemand gaan nie. Ek is besig om sonde te koester in my lewe, en weet jy wat, Dominee, ek like dit. Dis vir my lekker. Al wat ek nie van hou nie, is dat iemand dit dalk kan uitvind. Maar genadiglik het WhatsApp en Facebook en al die ouens nou sulke mooi maniere om boodskappe te delete. Sulke mooi maniere om buiteegtelike verhoudings te hê, dat selfs daai persoon weet nie eers presies waar jy is nie.
En as jy jouself bevind op 'n plek waar jy sê, man luister, ek is eintlik so lief vir sonde, dat dit vir my alles is waar dit gaan. Dan moet jy jouself vanaand die vraag vra, is jy waarlik vry? Want jy sien, wanneer Jesus sterf vir jou sonde, dan maak hy jou vry van sonde. En die sonde kwyn weg in jou. Dit word nie gekoester nie. Dit word nie groter nie. Dit raak minder. As jy jouself bevind op daai plek waar jy eintlik sonde in 'n geheime agent is vir sonde, waar jy eintlik sonde koester, maar niemand moet dit weet nie, dan moet jy weet, jy het 'n wesenlike probleem. Want jy lieg nie vir God nie, jy lieg net vir jouself. Want jy sien vriende, wanneer God kom, en hy maak jou skoon, dan gee hy jou die genade van 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking sal jy aangryp behalwe menslik nie. God is getrou, so dat al daardie goed, al daardie drange, al daardie probleme vat hy weg. Hy gee vir jou uitkomste. Maar nou sê vers 7, omdat die vlees bedink, vyandskap, kom ek begin weer by vers 7. Omdat wat die vlees bedink. Waaroor dink die vlees? Wat jaag die vlees? Waarmee is ons liggame permanent besig? Me, myself en I. Ons net vir 'n oomblik van die troontjie afgestamp word, dat ons besef ons is stof. Dit gaan nie oor me, myself en I nie, dit gaan oor hom. En hy het aan die kruis gesterf sodat ons nie sonde hoef na te jaag. Ons moet God najaag. Ons moet heiligheid najaag. Ons word in staat gestel deur die Gees van God om dit te doen. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Dit is onmoontlik vir iemand wat die vlees in sy hart klop, om God se goeie dade te bedink. Dis vir daai persoon so moeilik om te breek met sonde, want hy is wat van God? Sy vyand. Watter soort mens is die vyand van God? Kan 'n geesvervulde kind van God sy vyand wees? Is dit moontlik om die hemelse poorte binne te gaan en daar skreeu die engele uit, daar is die vyand van God? Kan die vyand van God hemel toe gaan? Nee, stellig nie. Kan sonde hemel toe gaan? Nee, stellig nie. Wat verkondig ek vanaand? Probeer ek u moedeloos maak? Nee. Inteendeel, ek probeer vir u sê, dat as u geesvervulling van God ontvang, voordat jy by die deur uitloop, gaan jy oor die sonde in jou lewe oorwin. Gaan jy deur die instaatstelling van die Heilige Gees, die vlees wat hier in die nek klop, wegstoot, en jy gaan in die Gees van God wandel. Oorwinning hier op aarde oor sonde. Die Bybel sê in vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kan u vir 'n oomblik dink, dat die Bybel sê, iemand wat hierdie goed doen, behaag God nie, maar hy gaan hemel toe. Kan u vir 'n oomblik dink dat dit waar kan wees? Nee, stellig nie. Nou kom ons by Dawid. Dankie dat die Here al Dawid se probleme neergeskryf het. As ek enigstens iets uit te waai gehad het met die skryf van die Bybel, sou Dawid se verhale baie korter gewees het. Batseba sou ook nie 'n rol gespeel het nie. En die moord wat hy gepleeg het, sou nie 'n rol gespeel het nie, want ek sou dit nooit neergeskryf het nie. Wat doen God? Bedek God Dawid se sonde. Maar vriende, weet jy wat van Dawid so uniek is, dat God sê, dat hy 'n knegg is so na in sy hart. Ek vermoed hier's nie mense wat moord gepleeg het nie. Die potensieel vir al die ander sondes gaan ek maar nie noem nie. Maar die Here sê vir Dawid, dat hy behaag het in hom. Moet dit ons nie hier vanaand bemoedig nie.
Moet dit ons nie hier vanaand bemoedig nie, dat Moses, wat 'n moordenaar was. 'n Moordenaar. Ek wil amper sê, Moses het vir my vry vertaal, bietjie meer probleem gehad. Maar wat het God met hom gedoen? Hy het hom gebruik. Hy het hom gebruik. En ek wil vir julle vanaand sê, ek sê nie om wat jy gedoen het nie. Ek gee nie om waarmee jy besig is nie. Maar as jy erken dat jy weergebore is, dan kan jy nie lid wees van vers 8 nie. Dan kan jy nie in sonde volhard nie. Jy kan nie die vlees behaag nie. Hoekom nie? Want die gees van God wat in jou is, gaan dit verhoed. Vers 9 kom en hy bemoedig ons, en ek wil eintlik so 'n bietjie aangaan nog, maar daar's nog 'n bietjie tyd. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Hoe lank terug dink jy is hierdie boek geskryf? In die 1900s? Die 1800s? Die 16, 1500s? Ons praat hier van 'n paar jaar na Christus opgevaar het na die hemel. Hierdie boek is al 2000 jaar oud. Dit voel of hy met ons praat. Hy sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. My vriende, as ek vir julle moet sê wat die mense in Korinthe gedoen het, dan sal jou mond oop hang. Van sonde. Maar nou kom ons en ons lees uit die woord van God uit dat dit nie moontlik is nie. Dat wanneer jy met die gees van God betrek is, dat hy jou help. En dis wat ons vanaand moet bemoedig wanneer ons by daardie deur uitstap. Dat ons vir die Here sê, Here, maar ons het oorwinning ontvang. Here, maar ons kan deur hierdie situasie kom, deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Ons wil bemoedig word, ons wil opgetel word. Jesus het gesê, hy is die trooster, hy kom om ons te help. Hy kom om ons by te staan, nie om ons te vertrap en te verneder en te verkleineer nie. Hy kom ons te bemoedig sodat die Vader deur ons lewens verhef kan word, verheerlik kan word. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. My gebed is dat daar nie vanaand nog iemand hier kan sit en sê, ja, dominee, dis nou weer ek daai. Na al hierdie boodskappe, maar as daar vanaand nog 'n mens is hier, wat sê ek dit nie? Ek speel dit. Ek maak of ek hom dien. Ek maak hom. Ek gee voor. Dan behaag jy God nie vanaand nie. Jy gaan nie hemel toe nie. Vir die uitsluitlike rede dat die gees van God afwesig is in jou lewe. En as jy vanaand hier sit en sê, maar jy het nog nooit ervaar hoe God se gees jou help nie, dan moet jy jouself die vraag afvra, is dit moontlik dat jy gered is? Dan wil ek vir jy sê, nee, stellig nie. Het ons nie gisterand geleer dat Jesus sê, ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Ek sal die Heilige Gees stuur, en die sal julle lei, die sal julle help. Heiligmaking moet 'n daaglikse indrenking van God wees. Ons moet so bewus wees van God, dat wanneer die vlees kom klop, dat ons hom sê, ag man, wat maak jy nou, jy klop by die verkeerde adres. Vers 10 sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Maar die gees is lewe en vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. As jy gered is, as jy vanaand getuig, die gees van God het my gewederbaar, ek is vry van sonde, het jy die gees reeds in jou, wat jou uit die dood uit gaan opwek. Die Bybel sê, die gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is reeds in jou. Dit beteken dat ons nie sal sterwe nie, maar ons sal
opstaan. En as ons praat van sterwe, dan praat ons van die tweede dood. Christus het die dood oorwin, en daai Gees, vriende, is niemand anders as die Heilige Gees nie. Niemand anders so hy wat jou verhoed om sonde te doen nie, want en u moet dit nou verstaan vanaand. Die Bybel sê dan nou, as jy gered is, jy moet vervul wees met die Heilige Gees as jy gered is. Dan bestaan jou sonde nie. Die sonde wat jy doen bestaan nie vir hom nie, want jy is dood. Jou liggaam is dood vir sonde. Daardie sonde word jou nie eers toegereken nie. En dis die krisis wat in Korinteërs gebeur het. As gevolg van daai ontdekking het hulle in Korinteërs gehoreer. Sover so dat die Bybel sê dat daar selfs seuns is wat hulle eie maas gemeenskap gehad het. Want hulle het gesê ons is vry. Kyk, ons is vry. Ek kan doen wat ek wil. Ek kan nou geen sonde doen nie, want ek is dood vir die sonde. Ek kan alles doen, want ek is vry. Klink dit vir u soos 'n geesvervulde mens, wat so kan optree? Nee, stellig nie. Hoe is dit dat mense die woord van God so kan verwrong, tot hulle eie voordeel? Ek lees vers 11, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie van die vlees nie, maar na die vlees, verskoon my, ek gaan dit net oorlees, vers 12. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, net vir 'n oomblik. Het die Bybel dan nie nou net gesê, dat jy gaan opstaan uit die dood, en dat jy nie gaan doodgaan nie? Nou hoe is dit moontlik, dat die skrywer van die boek Romeine, nou vir hulle sê, luister, as jy in hierdie sonde kan volhard, as jy met hierdie sonde kan besig wees, dan moet jy wat weet, jy gaan doodgaan. Want jy's nie geesvervuld nie. Hoe kan jy nie geesvervuld wees nie? Want jy's nie gered nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, vers 13. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Ons moet sonde oorwin. Moet ons sonde oorwin self? Nee. Geen mens moet sonde self oorwin nie, ons is nie in staat nie. Vriende, as ons sonde kon oorwin, sou Jesus nie aan die kruis gesterf het nie. So as jy vir 'n oomblik vanaand hier voel, ek voel sleg oor my optrede, nee, moenie sleg voel daaroor nie, besef wat ons is. En as gevolg van dit, het Christus ons kom vrykoop, sodat ons kan wat? In sonde leef. Vry kan wees van die sonde. Vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van die aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Wanneer jy die Heilige Gees ontvang, word jy 'n kind van God. Jy het die dood oorwin, jy heers oor sonde, vers 16. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Hoeveel mense sê vir my, dominee, ek sukkel met sekerheid van saligheid. Ek sukkel om te weet of ek gered is. Nou vriende, as jy sukkel om te weet of jy gered is, dan getuig die Gees teen jou. Dan is jy nie gered nie. Wat moet jy doen? Jou hand opsteek. Nie vir die dood nie. Jou hand opsteek vir die Gees wat op die aarde is, wat jou wil besoek en jou oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid, en daardie Gees wil wat toepas op jou? Die bloed van Christus. En wat wil hy daarna doen? Jou help om oor sonde te heers. Dan wil hy jou bekragtig met sy Gees, sodat jy nuttige werk kan doen vir God. Dis geesvervulling. Vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Jesus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word.
want ek reken die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg is. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Die skrywer van hierdie boek sê dit baie duidelik. Hierdie goedjies wat ons op aarde oorkom, dis niks. Vir dit wat kom, is hierdie niks. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dis 'n profesie. Hierdie planeet sien uit. Want die skepping, vers 20, is aan die nietighede onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het. Wie het die aarde onderwerp aan die probleme wat ons beleef? Dorings en distels sal jy voortbring en die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. Was die aarde so geskep? Nee, stellig nie. En snaaks genoeg, dit verwys na die eind toe. Dit verwys na die 1000 jaar van vrede toe, wanneer hierdie reikhalsende verlange van die aarde gelig word en die blomtyd, die tuin van Edentyd gaan aanbreek. Vers 21, in die hoop dat daar ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid, van die heerlikheid van die kinders van God. Vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself. Wat praat hy daar van die eerstelinge? Hulle is die persone op wie die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind. Hulle sien alreeds uit vir die tyd wanneer die aarde vrygemaak gaan word. Ek wil graag by vers 5 en 26 kom en 27, daar gaan ons stop. Vers 24. Ons is gered in hoop, maar die wat die hoop gesien, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Wat bedoel die skrywer wanneer hy dit sê? Ons moet hoop op wat ons nie sien nie, maar as iemand dit sien, waarom hoop hy? Is dit niks anders as Hebreërs 1 nie? Hebreërs 11 vers 1. Dit help nie ons sê, Here toon my die Vader, en dan sal ek glo nie, want dit is presies wat ons gisterand gedoen het. Wat help dit? Nee, dis juis jou geloof in Christus, wat maak, dat jy kan oorwin. Dis die geloof, 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop, 'n bewys van die dinge wat jy nie sien nie. En daar kom ons by geloof. Nou sê vers 25, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ek het vanaand vir 'n beeld geskep en ek hoop daardie beeld is nou by u. Wat wanneer jy by daardie deur uitloop met die hoop hê. Hoop op wat? By dominee, die boodskap? Nee. Hoop op dit wat ons nie gesien het nie. Wat het ons nie gesien nie? Ons het nie die Gees gesien nie. Stem ons saam dat die Gees van die lewende God op hierdie aarde is? Stem ons saam dat die Gees van die lewende God op hierdie aarde uitgestort is? Stem ons saam dat die Gees van die lewende God ons wil bekragtig? Stem ons saam dat die Gees van die lewende God vir ons oorwinning oor sonde gee? Stem ons saam dat die Gees van die lewende God ons gaan toelaat om op te staan uit die dood? Op dit wat ons hoop, met volharding, vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ek wil graag net vir 'n oomblik hier stil staan, vriende. Weet ons wat om vir God te sê? Ek het nie idee nie. Maar wanneer ek stil raak, dan kom die Gees van die lewende God en hy spreek tot die Vader, my hart.
Hy bring my daai onuitspreeklike sigtinge, dinge wat jy nie eers hardop kan sê nie. Gaan die Gees van die lewende God en hy bring dit voor die Vaderhart. Daardie Vaderhart wat sê ek bedink goeie dinge aangaande julle en nie slegte nie. Wie loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind? Definitief nie Jesus nie. Want Jesus het gegaan om vir ons plek te berei. En as hy klaar is, kom hy ons haal. Maar nou los hy sy Gees hier om ons te wat? Te pynig. Te verduidelik hoe sleg ons is. Nee, hy het die Gees gelos sodat ons onuitspreeklike sigtinge voor hom mag uiter, want die Gees van God moet woning maak in jou hart. En elkeen van ons, voor ons vandaan by daardie deur uitloop, moet weet dat ons krag ontvang het. Elkeen van ons moet voor ons by daardie deur uitloop moet weet dat die Heilige Gees van God vanaand oor ons lewens wil oorneem. Hy wil vir ons bekragtig. Hy wil ons stuur tot die voordeel van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vers 27 sê hy, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoelinge van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die Heilige Gees bid vanaand vir jou. Die Heilige Gees bid vanaand vir jou 'n gebed voor die Vader in die hemel. Met woorde wat ons nie kan uitspreek nie. Omdat hy ons harte ken. En ek wil vir u vanaand kom bemoedig. Ek wil vir u sê, u is nie alleen nie. Jy is nie hopeloos nie. Die Gees van die lewende God wil jou vanaand omhels. Die Gees van die lewende God wil jou vanaand omvou in sy liefde. Die Gees van die lewende God wil jou vanaand help om oor die sonde in jou lewe te oorwin. Dis Jesus se begeerte. Dis die Vader se begeerte. Dis die rede waarom hulle die Gees hier gelos het, sodat ons herinner kan word aan alles wat Jesus kom doen het. Jesus het vir ons die weg berei om ons vry te maak van sonde. Mag u bemoedig wees, nie moedeloos nie, bemoedig wees om te sê, Here God, hier is ek, gebruik my, reinig my, stel my in staat deur die kragtige werking van u Gees. Amen. Kom ons sit so saam, sluit ons die oë. O soete Heilige Gees, ek voel so onwaardig om my stem te moet voeg by u stem. Ek voel so onwaardig om vir 'n oomblik te dink dat ek iets moet sê, maar u kan soveel meer sê. U is die kenner van elke persoon se hart hier vanaand. Daar is nie een hart vanaand hier wat u nie ken nie. Daar is nie een omstandigheid, een hartseer, een geluk, een bekommernis wat vanaand nie voor u geopenbaar is nie. U weet alles. U ken alles. Ons kom vra u vanaand in groot nederigheid om ons asseblief te help. Om asseblief ons harte te sien. Om ons te help met ons sonde. Om ons te help in ons verlorenheid. Ons ken ten dele. U ken alles. Ons tas rond in die donker. Naak en beklaanswaardig is ons. U is verheerlik. Kom sien ons harte raak en kom raak ons aan. Kom sien ons harte raak en kom stel ons in staat deur die krag
om instrumente te wees, soos U wil, waar U wil en waarom U wil, nie ons wil nie. Kom help ons om as een liggaam te funksioneer. Daar is nie een mens hier wat meer belangrik is as 'n ander een. Daar is nie een kind hier wat minder belangrik is as enige iemand anders nie. Ons is een liggaam saamgevoeg deur U. En ons kom meld aan vir diens. Ons kom meld aan vir oorwinning. Ons kom meld aan vir krag deur U instaatstelling. Kom staan ons by, o Heilige Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.